Hallo, hierdie episode van Mense met Opinies word gesponsor deur Jean-Pierre en Adrich. So asseblief, like en subscribe, volg ons social media pages en los 'n comment sodat ons 'n sponsor kan kry. Dankie Jean-Pierre en Adrich, geniet die episode. Yo. Dis 'n very cold open daai, Fokke. Very coming in fucking Ons begin cold. baie rustig, ons is baie casual. Breek ek klaar my reël wat ek gesê het, ek gaan nie vloek nie. So gang. Klaar, ja, let's go. ja. Wat 'n kous het jy vir ons vandag? Dis Ek wil 'n dit eers ibis. weet. Ja. Ibis. Wat 'n Ja, verskoon. ibis? Dis 'n hardy Wat dag. is 'n ibis? Cute Dis wat man. hulle dit in New Zealand noem. Maar alles in 'n saai wit ibis is. So, I- hoekom noem Ibis jy dit 'n Ibis? ibis as ons is in Suid-Afrika, hoekom noem jy dit 'n ibis? Why the hell would you do that? Dis my Engels fans. Well, true. Oh yeah, because Ja. they don't understand Hadida. Baie Afrikaanse fucking woord. Nee, ek dink is al 'n term is wat die hele Suid-Afrika verstaan is dit. Hardy daar. Hadida, bro. It's a Hadida. It's an ibis. Okay, maar it's a ibis. Ek like 'n ibis. Welkom. Is my kat hier agter? Wat sy is? Bra. Ja. Ek het die deur toegemaak en toe het sy het glad nie gelaai nie. Sneak sy in. Sy sneak in. Dis al 'n bietjie, maar ek het haar gevoer en toe maak ek die deur toe en toe sy de moer in. Toe fucking skree sy op almal hier agter wanneer ek TV kyk. Sê my dit was my nog interessant nou. Ek het my weather app baie lekker dopgehou om te kyk hoe koud dit oral in die land is. Die Kaap lyk nie of hulle te slaap trek nie. Ja, blykbaar sneeu dit daar by julle en soos die res van die wêreld. daar was kans vir dit gewees. Nog Sondag aand het die weather app gesê kanse in Josie. Maar dit het nooit gesneeu nie. Dit was maar net flippend wind en reën. So dit is nou moerkoud. Vandag het die son geskyn, maar dit is maar besonder koud. Die windjie waai. Well, either way, baie geluk julle. Dis nog 'n episode van Mense met Opinies. Dit Episode is episode season 2 episode 3. Bro, ons het ons naming schemes heeltemal opgefok want ons het al in 3 jaar terug begin praat oor 'n season 2 nadat ons soos 10 episodes gedoen het. So dit is tegnies season 3, but no one fuck. Is dit nou vir die mense wat nou nie anime kyk nie sal nou nie verstaan nie, maar dit is soos Black Clover. So season 2 en al soos oor die 100 episodes release het, toe kom season 2 nou weer uit. So 'n bietjie van 'n inside joke. Wat was die rede daarvoor? Dat dit actually well, ek dink net hulle het continuously hulle het net was dit net too much release. vir hulle eventually. Ja, maar hulle Ja. continuously release, maar toe skielik was hy soos jy weet wat, episode 130 is waar ons fucking stop. Dis waar ons nou besluit ons moet 'n breek. Nee, hulle het opgevang met die manga. Ja. Is dit actually? Ja. Okay, I don't know that. Ja, Okay, so laat ons nou nie welkom julle. ons nie so veelsidige kykers verveel met Japaneese tekenprentjie kuns nie. Hey bro, ek dink 'n paar van ons viewers hou van Japaneese tekenprentjies. Tekenprentjie kuns. Ja, kom ons avoid dit. Vir die 5 vrouens wat kyk, ons het avoid, don't worry. So dit was nou nogal lekker nadat ons weer begin het. Obviously my manager wat my PR doen en al daai het lekker terugvoer vir my gegee. Obviously my manager is my vrou. Ja, sy was seker nie baie happy nie. Well, ek weet sy was nie heeltemal happy. Maar ek dink ek gaan soos een van daai kinders wees, al speel ek vir die Springbokke. Is pappa nog steeds nie gelukkig nie. So sy wil net hê ek moet beter wees, die beste. Nee, is goed. Dis goed. Jy kan altyd beter. En wat so kritiek? Wat sê jou manager? So skateboarding. So Rarig. ek dink wat dit net is ons wou net eers 'n bietjie gewoond raak aan die hele setup. Ek bedoel, as ek my kamera nou moet draai, dis kabels. Ek kort soos 'n professional cable manager om hier so 'n bietjie te kom regmaak vir my.
Ek het bietjie 'n sneak peek gekry nou en toe was ek bietjie shookef. ek weet nie wat soos jy het die hele power plugs alles op jou lesenaar, which is fucking crazy. It's So ek hoop net it's a fire staan aan risk, die bro. brand. Ja, dis crazy. Ja, it's a fire hazard. Ek weet nie hoe jy dit reg kry nie. So ek dink gee 'n bietjie tyd en maak bietjie mooi En ek het my 2 lava lamps hier opgelaai om bietjie wat om te gee, bietjie ambiance. Maar dit maak nie 'n verskil nie. Nee, maak geen verskil. Maar as dit vir jou mooi is dit good, bro. Dit is iets nice om te jy kyk as jy vibe oor is. iets gaan praat waarna ek niks belangstel nie. Gaan ek dit die hele tyd vir my. Oh, there we go. Okay, don't worry. Ons sal definitely vir jou 'n lekker shitty topic gee dat jy lekker as jy sien ek kan staar keep so, as jy sien ek staar in die verte en weet net ons besig een flippin groot glob is nou besig om boontoe te styg. Nou sê jy soos wag, sorry guys, ons moet gou Ja, breek sorry, vat ek hier gaan laat net ek in gou my waardeer. klop sien. Ja. Dat ek nie klop sien. Wel, ek weet nie of jy laas agtergekom het nie, maar ek het 'n lekker stresballetjie. Ja, iets om jou hande mee besig te hou. Dis goed want anders dit tik ek ook heeltyd so. Ek sit met 'n pen of ietsie. Ek's te besig. 'n uur en 'n half. Ek is een van daai stoute ADHD kinders op skool. Fucking let me out. Oeh. Ek wil net Nee, pauze ja, hou. ek dink ons moet fidget spinners vir ons kry. Nie fidget spinners nie, maar dalk een van daai fucking goed wat jy klik. Ek het actually my fidget spinner is hierdie. Weet jy wat hierdie is? Jy wat dalk YouTube kyk. So Dis jou skroewedraaier. mense dis my Star skroewedraaier, maar skroewedraaier. vir die initiated, hierdie is die bekende YouTube LTT skroewedraaier van Linus Tech Tips. En hy's baie lekker en hy kan cool goed doen, maar die rede hoekom met my fidget spinner is hierdie, die ratchet. Ooh, it's satisfying. They're not big knob on die mic. Oeh, ASMR, papé. Yeah boy. Maar ek mag nie met dit speel nie, maar dit ons goeie vriend Hein het ook vir my hy het eintlik met die vorige episode, so ons was gehack of ingedoen deur die AI, ons is geskyn. altyd die fucking AI, bro. Altyd die AI. Ja, so daar was 'n re-upload gewees van ons episode, die heel eerste een. En die rede vir dit is almal het bietjie complain en gesê nee, wel die audio sny uit en goed, en toe wonder ek of ek en JP of dit nie die platform is waarop ons rekord nie. Maar toe draai dit eintlik net uit as jy, soos wat ek het verstaan, as jy dit basies upload na die platform toe en wil publish, dan besluit hy gaan jou persoonlike assistent wees en alles edit. En dan op random tye dan sny hy net goed uit, net om te sê, look what I did, ek het vir jou 'n bietjie geedit. So dit was 'n bietjie gedoen so. Nee, is bullshit, bro, want so ons gebruik nou 'n oulike program om hier te rekord en dit maak dit lekker vir editing, maar hulle gee ook 'n podcast hosting service wat half deel van ons pakket is. So dog ek ja, let's try it. En ek upload die video, ek het dit geedit, ek het soos behoorlik geedit, soos hoe julle dit ken. Volgens ek upload dit, ek sê publish. En toe het hy net, ja, van self besluit, jy weet wat, ek dink kom ons help hierdie mense en fucking haal net sections se audio uit vir geen fucking rede nie. Soos all over the place. So ons het die video's gekyk voor die tyd. Ek wil net dit vir almal sê. Ons kyk die video's voor ons het publish. Maar die weergawe wat jy gekry het is nie die een wat ons gekyk het nie. So that's all bad. Die feedback is dat ons bietjie te laid back is. Ons Wag, volgens wie is hierdie? Is hier volgens kort nie? Hey, wow. Net sorry, jou mooiste vrou, jou pragtige manager. Ja, sorry, nie jou vrou nie, jou pragtige manager. Ja, positiewe kritiek, jy weet. Mamma wil hê ek moet vir die Springbok podcast span uitdraf. Wow, nee, fair enough. Ja. So hoe kan ons dit meer exciting maak vir jou manager? Ek weet nie, net die energy. Sy sê nee, ek moet kyk of ek bietjie kafeïne kan kry voor ons begin skiet. Dis 'n terrible idee. Caffeine, jy gaan net 'n jittery fucking. Nee, jy gaan net tweak, bro. Ons het krag vir dit. Niks gaan soos trek nie. Ek gaan net die hele tyd praat oor goed. Net constant die deviate. Okay, Andri, luister. Just bring it back. Nee, bro, ek het ook bietjie Marik het nou 'n podcast gekyk. Sy het bietjie 'n rukkie gevat om
episode 1 te check. Maar nee, sy kan sien ons probeer nog aan die gang kom met die setup. But all in all, Ja. I think it's not too kak. Not too kak. Nee, ek dink nie. Ek dink ons doen goed en ons waardeer almal wat luister en check en mense En kry die die vraag oor commenters, mense wat comment, Ja. dankie. ja, fucking Asseblief Get in los those comments. comments. Ons sien dit, ons waardeer dit. En ons sien Ja. almal gebruik hulle regte name op YouTube, which is not a good thing. Ek verstaan nie, almal dox Grasie, hulle die self in ons slanderers comment wil section. comment. Ja, dan wie kan jy jy alles presies comment het? fucking naam en van. Daar's 'n Jaco de Die- Toy. Ja, Dink dis is Jaco Jaco is de 'n chomie van my. Ja, Nice. daar fucking dox ons om. Ek love it. Nee, ons dox. Maar hy dox homself in ons comment Ja. section, maar as Maar hy was fucking laat nice. hy maar kry. En hy het ook gecomment, so ja. Oh, So hy waardeer het dit vir die ook mense homself wat in die gedox. comments inklim. Ja. Nee, en dis ook die ander ding as mens nou sê moet definieer wat die podcast is. Ek dink dis maar net mense met opinies, jy weet, dinge wat aangaan, ons lewer 'n bietjie kommentaar. Partykeer gaan dit bietjie pop culture heavy wees, anderste bietjie meer wêreldgebeure. Die ander ding wat ek wat vir my gesê is. So hy het hierdie vir my gesê. So voor jy dit wys, nommer 1, met respek. Volk almal wat wil kommentaar lewer oor die hele UK gesprek. Ek verstaan. Ek dink 90% mense het die konsep verstaan dat obviously daar's Noord-Ierland wat ingesluit is by die UK. Almal verstaan daai konsep, maar probeer dit verduidelik en dan gaan dit nog verder. As jy byvoorbeeld as hulle by die Olympics is en hulle is GBR, dan is dit Wales, Skotland en Engeland. En soos wat ek verstaan, Noord-Ierland neem dan op hulle eie deel en dit verskil ook soms of jy by die Commonwealth Games of by die Olympic Games. Dis 'n ingewikkelde ding. Vir die wat luister, ons weet fucking Ierland is geskei van die UK. Okay, dit was die punt van die storie. Dis hoekom ek Wag, kan ek net by jou uitvind. Is daar motherfuckers en ek noem hulle motherfuckers. Is daar mense wat ons gespot het en gesê het nee, hulle weet wat aangaan, hulle weet presies wat die verskil is. En daar is, maar daai mense is 5% vir enigiemand wat my judge. Nee, ek fucking glo dit nie. Ek glo dit nie. Hierdie ingenieur fucking chommies wat nou sê hulle weet nee. Hulle Weet jy wat? lieg. En ek het ietsie voorberei net om 'n punt te bewys dat my aardrykskunde eintlik, jy weet, obviously ek weet wat aangaan. En ek sal dit kan doen. Ek gaan nou eintlik moet ek nou gou die triek voor daai video wys. Of wys eers die video. Dink speel die video en dan gaan ek dit net wys. Ek het nou 'n punt daarvan gemaak. Om net te wys ek weet min of meer 'n ding of twee. Maar speel gou daai video, screen share dit en ja, vir die mense wat luister maar net. So wat dit is, dis 'n video van Good Morning Britain. Ek dink dit was op Love Island gewees of een of ander van daai shows waar hierdie girls begin betrokke raak. Ja, wat hulle nou begin praat oor geografie en so. En daar's 'n paar mense wat gesê het ons gesprek oor die UK het as volg geklink. Essex is a continent. No, it's a county. Oh, what, a country? A county. What's the difference between a county and a country? A country is like England. Yeah. So Wales is It's in a Cardiff. country. Not Cardiff's the capital of Wales. Yeah. So I'm from Liverpool, so I live in a country, Not Liverpool's a city. a city. Yeah. If and go to another place, that's still United Kingdom, isn't Depends it? where. Where do you want to go? So Spain, That's not No, United that's Kingdom. Europe. That's Europe. but it's still in the No, No, Europe it's is a out of the EU. continent. It's so in the EU. It's Yeah. in Europe. It's in Europe. Bro, ek gaan daarop. Ja, ek pos. Bro, dis vir my net so funny. Daar share ek my chats, kom ons stop net. Bro, die beste deel is net die fucking soos selfs die ander girls is ook nie die skerp se potlode nie, maar hulle almal soos fuck. Soos hulle is what the hell is happening here? Net gou my lucky sok kry. Kom nou. Dis nie goed nie. Okay. Nou moet ek net 'n manier kry om hierdie doel effektief te doen. So ek gaan hom so doen. Okay. Right. Oeh. Sodat niemand kan sê ek cheat nie.
Ja, So ek het 100% 'n keus nou voor my oë. Okay, goed. Okay. Ja, lyk En mooi. die trick wat ek nou gaan doen is, Ja. ek wil al die lande van Europa opsê. Okay. En wat ek doen is, Wow. ek doen dit soos in 'n spiraling vorm. So ek gaan basies onder begin of heel op die kant by Portugal om Nice. bo na die meer Norwegian lande. Ja. Of Okay. Kom ons kyk. Ek het 'n map hier. die Scandinavian lande. Okay. Nie Norwegian nie, Scandinavië, en dan kom ons so om, gaan ek Turkye bietjie meer aan die middel in en dan eindig ek gewoonlik by Italië. Right, jy reg vir dit, JP? Ek is reg. Doen jy 'n party trick, jy got this. Is reg, cheeky party trick. Right, so ons gaan met Portugal, Spanje, Andorra, dan Frankryk, UK, en UK afhangend wie jy is, kan Noord-Ierland, Wales, Skotland en Engeland insluit, dan obviously Iceland. Doen ons 'n bietjie van 'n jump. Dan is ons by Norway, Sweden, Denemarke net so 'n bietjie onder Finland. Alright, van daar af, ek gooi sommer Poland in voordat ek van hom vergeet. Dan doen ons Estonia, Latvia, Lithuania, Belarus, doen ons sommer Rusland, Ukraine, Moldova, Romania, Bulgaria. Dan gaan ek sommer onder Turkye toe, Turkey, Greece, en dan Malta. Dan gaan ek weer bietjie op, dan North Macedonia, Bosnia en Herzegovina, Montenegro, dan Albanië, Austria, Hungary, Servië, ek gaan nou vir jou sê, van Servië af, kyk, dink ons is reg Kosovo, is die een wat ek gewoonlik amper vergeet. Dan gaan ons net bietjie meer op, dan doen ons Nederland, België, Duitsland. Een wat 'n mens baie maklik kan vergeet dan is Liechtenstein, en Luxemburg, Switserland, en dan meer Italië toe is mens daarso vir Monaco, Italië self, San Marino, en daar's nog een Vatican. Daar is 'n trick dink ek- question, ja. Daai was oulik een. Okay. Ja. Dink, So ek verneem ek het hulle almal. As ek wil net as doodseker ek my maak. app voor my gehad het. Het jy Right, Czech Republic gekry? Sorry, dit is die drie wat ek vergeet het. So dis Tsjechië, Slovenië en Slovakia. Okay, ek wou ook sê. Okay. Thanks, Mooi Jackie. man. Got my back. No, gang. Yes, fucking fuck well allemaal. done. So, En ek kan also ek doen. Hoe lank het maar dit ek- jou ek ons gevat wil hierdie week? Luisteraars. hoe lank het dit dit jou gevat? Het jy glad soos nie. gou Glad net 'n nie, breek soos- gevat? Net soos in my kop 'n dag. Het jy net soos Nee, 'n dit dag het in my kop gevat? ingekom. Jy het ook Ek het al net- kak. Ek het net op so 'n aardbol geslaap as 'n kussing en toe word ek wakker toe ken ek dit. Fuck, bro. Dis crazy hoe fucking powerful die brein kan wees as jy net petty is, bro. Dis Ja, crazy. maar as mense jou kak gee. Ja. Dis crazy. Ek love it. Ag, slim man. Ek hoop Ja. julle almal het nou 'n bietjie geleer wat se lande is in Europa. Ons is terug op dink ek het die Oekraïne ons hierdie vergeet. mense. Okay, gang. Nee, jy het Oekraïne gekry. Nie- Jy was Okay, ek bly. nee, Ek jy bly het dit goed gedoen. gedoen. I'm proud. Alright. Ja. Nee, is vir daai is my party trick. Daai is Okay. my party trick. Nice, fuck. Het jy dit Ja. vir almal vertel hier naweek? Wat het jy hier naweek gedoen? Is dit wat jy hier naweek gedoen het? Nee, dis nie iets wat ek net randomly doen. Dis net as ek 'n punt wil bewys aan mense Okay. wat weet ek wil 'n punt bewys. Nee, jy Sonder het 'n wel weet dis as fucking- ek net randomly by 'n braai optog luister, vra my Europa, vra my. Andrew, Asseblief. jy lyk soos die tipe ou wat sal wees soos hey guys, by the way. Ek gaan net gou my kouse uittrek en so onder my fucking bril sit en dan gaan ek vir Europa. Check hier shit uit, bro. Wat is jou plans of wat jy gemaak vir wat se naam? Lang naweek. Bro, ons het Long Loukie vergeet dis lang naweek. Want Marik werk nou vir 'n Wat daai oorsee. grind set. Ons het vergeet van die grind, so Marik werk vir 'n oorsee company. So ons het nie geweet ons het
ons het nie eintlik 'n lang naweek gehad nie, maar was actually baie rustig. Ons het Lisa het bietjie kom kuier, soos hy was hier die donderdag en toe fokol sy die Vrydag, kom sy die Maandag terug. Dis actually fucking oulik. Ons het 'n game night gehad Saterdag aand en ek sou actually aanbeveel dat mense dit doen. Dis nogals fun. En ons het dit ook op Instagram gesien. So chommies van ons het slideshows gemaak. Hulle het ons nie gepraat met hierdie nie. So hulle het vir almal slideshows gemaak en die idee is jy moet hierdie slideshow, jy moet 'n presentation gee op hierdie topic wat nou op jou slideshow is. En jy mag glad nie prep nie, soos jy kry dit randomly. En wil jy weet hoe fucking snaaks is dit as jy die lekkerste kak. Weet jy wat is gooning? Ek dink jy weet. Weet jy nie wat gooning is? Gooning. Okay, Wat is gaan Google. Nee, ons hoef nie eers te verduidelik nie. Gaan Google is net soos jy gooning. vat iemand vir 'n gat. Nee, so gooning is 'n gaming term vir dis net Dis nie 'n gaming term nie, JP. Dis 'n Dis 'n gaming- fucking Jane Alpha term. nee, maybe. Maar so gooning is essentially as jy net ek wil hierdie moois. Ek gaan net Google en dan gaan Jy weet ook nie. Nee, ek Hè? weet, maar ek wil nie Ons die is dan weer lelike terug op UK. Ek wil dit nie kras laat klink nie, want dit is kras. Gooning is an internet slang term that describes the act of masturbating for a prolonged period of time, often hours or days, while intentionally delaying or avoiding orgasm to maintain a continuous trance-like state of sexual arousal. So, dit is gooning. Weet nie wat 'n board game speel julle? Nee bro, was dit Marik? Nee, 'n ander vriendin van ons moes 'n presentation op gamer gooning gedoen het. En dan sit soos jy weet ons so Stellar Blade. Yes. Dis is vir die mense wat nie weet nie, dis 'n game waar die dame wie jy speel is soos 'n android, maar sy het baie specific features en baie sy is gemaak vir die male Met baie gaze. spesifieke jiggle physics. Ja, crazy jiggle physics. Ja, so 'n vriendin wat nog nooit van gooning gehoor het nie, moes 'n fucking 'n gooning presentation gee en dit was baie kreatief en baie mooi prentjies. Marik moes iets wat jy dalk sou ken, looks maxing. Marik moes fucking 'n looks maxing presentation gee wat fucking oulik was. Sy het nie geweet wat fuck dit is nie. Myne was ek moes 'n presentation gee oor hoekom dit goed is om vir vrouens te sê hulle moet meer smile. So ek het die seksies een gekry op Women's Day wat fucking wonderlik was. So hoekom klink hier vir my dat hierdie eintlik net soos een massive Red Bull presentasie, soos iemand was soos, weet jy wat Labek, Red Bull, Jane Alpha terminology, en kom ons speel 'n game waar almal soos dit moet definieer. Dis soos ek wat by 'n braai opdaag en sê, "Oh guys, ek het 'n cool game wat ons kan speel. Kom ons almal noem lande van Europa op." Ja, Ek sal dis eers- is jy. Dis 'n goeie manier om dit die fucking kuier fucking grond toe te vat. En sê okay, I'm out here. Dis wat 'n acoustic gitaar by 'n campfire vir my doen. As dit soos laat aand is almal Met Wonderwall. en iemand enige gitaar. As iemand net begin daai gitaar of hulle die son in die sak in die see so daarom. Ken jy daai? Die son in die sak in die Shut your old mouth vir die groen gat in die grond. Ja, die groen gat. As Shut your iemand mouth. begin dit doen, dan sê ek soos, I'm out guys, ek gaan eerder myself fucking doodmaak as wat ek hier sit, cheers. Dis my pet peeve. En nou, al die lande in die 'n wêreld Gitaar by 'n dronk is. kampvuur. Ja. Sing jy akligste nooit ding in saam die met wêreld. Wonderwall nie? Nee bro. Genuinely Wonderwall. like it. As jy om 'n kampvuur is en jy's bietjie dronk en jy het nou lekker naweek gehad, bietjie goeie nice goedjies gedoen en dan is iemand soos, ek het 'n gitaar gebring. Like jy dit? Dis die akligste fucking ding in die wêreld. Aklig. Nee, Geen om ek doen like it. Veral ek wil hê hulle moet intieme oogkontak met my maak terwyl hulle jou solo. Jy weet daai van soos, nice. Hierdie ou sing nou en ons is 3 mense om hierdie kampvuur. Jy weet, dan doen hulle altyd daai ding wat hulle maak oogkontak met jou en jy weet nie wat om te doen met jou gesig nie. Soos Nee, maar jy sing saam, sing in sy oë, dis wat hy verwag.
En dan gaan hy die gitaar neersê en sê, kom ons gaan tent toe. Ek Maar gaan vir jou 'n goeie maar tyd. bygesê, het jy al ons vriend Meinhard Strauss, het jy al as Matta die ukulele uithaal? Dis nogal entertaining, maar hy doen, kom ek sê vir jou, hy doen nie Ek jammer, ek love Matta. Hy Ek doen love ou Matta. En ek was by jou bachelors, ek het die ukulele gesien. Ek mag dalk dit bietjie weggesteek het, net just in case. Moenie fucking wel ek dronk is van my gitaar speel nie. Dis die aakligste. Wil jy weet hoe breek dit momentum? Almal chat en dan skielik is so, hey guys, hoorie, ek gaan fucking Lenny Blou vir julle speel. Is so, fuck my. Lenny Blou, wat Fucking, ek gaan nou Lenny Blou? spoegvol vir almal speel en ons almal gaan nou fucking upset raak. Dalk- Jy kan nie meer Jy het gesels nie. Ek het 'n lekker gesels hier so met my chommy. Ek mag dit nie meer doen nie. Ek moet nou Dalk vir like jy fucking dit Lenny nie. Blou luister. En dan Dalk like jy dit verwag nie, hulle, dan sê hulle vir jou nee, sing saam. En almal moet nou saam sing. Ek was al in die situasie. Maar kan jy nie sing nie? Jy was in die koor. Ek kan Jy ek gee nie om songbode of ek kan was sing nie. inderdaad. Ek was in die koor. Ek is nou by 'n kampvuur. Dis nie die koor nie. Dis nie kooroefening nie. Is Ek dit net- dronk. Is dit net dat jy like dit nie want jy's kwaad dat jy nie eers jou gitaar uitgehaal het nie. So nou nou kan jy nie bepaal wat jy sing nie. Ja, fuck, wat moet ek fucking Bonnie weer daar fucking ingooi? Dink jy regtig 'n gitaar dink jy Aakligste dit ding. breek momentum? Momentum! The fucking, it drives it into a fucking cliff, brother. Nee, jammer. I'd rather fucking wrap my fucking Ford Figo around 'n lekker tree trunk. Ek sal eerder... Nee, bro, fuck dit. Ek kan nie aan iets ergers dink nie. Dis een van my pet peeves, dit en fucking fietsryers. Like, daai twee goed. 'n man wat kampvuur gitaar speel. Ek kan nie. Ek kan nie. Dit maak my So kwaad. hier's jou ultimate scenario. Ja. Die hele kamp, baie nice. Hoor julle net so hier in die verte. Kom maar ou aangery op 'n fiets met 'n gitaar op sy rug gestrap. Nee, bro. Shoot on sight. Ek hoop dis 'n jagtrip. Hey guys, hy het sy youth pastor klere aan. Hy sê, "Hey guys, gee julle om as ek net soos vir ons 'n paar lekker tunes speel. Ek sien julle guys het klaar lekker vibe aan die gang. Jy weet en ek wil dit net uplift. Ek wil nie 'n downer wees nie." Bro, Sal jy toelaat? ek sou van sê as jy die bottel brandewyn kan down, as jy dit kan down en dan fucking hy down net, hy's nou lekker fucked up. Jy fucking stuur hom na wou toe sê gaan vind die fucking feetjies en gaan speel hulle en bring die feetjies terug. As jy die feetjies kan terugbring, dan sal ons Sal fucking jy- saam sing. Sal jy 'n gitaar smash? Ja, ek respekteer die gitaar. Dit klink nie so nie, die maar kuns. Net Nee, die nee. kunstenaar nie. dis actually wel. Ja, maar as jy die ding is, that's my issue. Dis nie kunstenaars wat ooit die fucking gitaar uitbring nie. Dit is fucking Pieter Poggenpoel wat nou besluit het, hoorie, ek het my 4 chords hier so down. Ek kan Wonderwall speel, ek kan Stand By Me speel en ek kan fucking Smoke on the Water speel en sê, kom ons gooi sous. Ek Lenny moet sê, Blou. weet jy wat waardeer ek die meeste van sulke tipe sessies is daai speel hulle noot dan hulle so nee, dis nie hy nie. Wag net gou. ja. So kry. Ja. Sit almal daar awkwardly soos ons is hostages hierso. Bro, Fucking die asseblief. beste is die capo. As hulle sê, gewoonlik kort jy 'n capo vir hierdie, so dit gaan nie heeltemal reg klink nie. Dan dink ek vir myself, dan hoekom fucking doen ons hierdie? As jy nie eers 100% geprep is nie, hoekom moet ons net deur jou Bring jy nie jou kakker capo nie, weergawe van 'n liedjie? Jy sê jy begin al klaar die performance as hierdie is die kakse weergawe van hierdie performance. Dan hoekom gaan ons nou daar sit? Ja. En Why would you? ek Why love would you? die ding is, die enigste ding waarvoor 'n gitaar of 'n ukulele goed is om te wys se slaaptyd. Soos as ons nou almal lekker gesyp is en Matta kom daar en sê okay, ek gaan nou fucking Over the Rainbow speel en dan weet ek, op daai noot, dis 3 uur, ek moet fuck off. Dis al hoe ek weet. No offense Matta, ek nie noodwendig Matta, maar ja, as hy het sien hy hoe by het jou is. bachelors gespeel. Het hy by jou bachelors
Ek dink hy het Sy- dalk, maar dit is 5:00 die oggend. Dis fyn. Dis fyn, ja, want dan is Wat die anders- slaaptyd. Ja, wat anders gaan ek doen nou 5:00 die oggend? Ek wil nie gaan slaap nie. So, Ja, bro. might as well. As Ek ons kan- ek almal kan maar weer bietjie- kuier, as ek weer met jou kuier en iemand al 'n fucking gitaar uit, jy sal sien hoe ek opstaan en sê ek gaan nou 'n drank Nee, kry maar- en net binne gaan Ons sit. vriende is gelukkig nie sulke mense nie. Ek wou wel, jy het nou 'n lekker rand hierso gehad. Ja. En dit my eintlik maar net laat dink. Ek was hierdie naweek toe het ons nou 'n vriend van ons, Henk Jordan, het bietjie verloof geraak. Nice. Dit het ons maar Gelukbaar. ja. So toe moes dit nou 'n bietjie gaan vier. En ek het nog al 'n paar fucking interessante goedjies gehoor by hierdie einste braai. Okay. Die eerste een is van daardie swaar van jou. Fuck. Ja. Is jy die Ja. eerste So, Shaw storieetjie? So ek wat daar kom. Ek dink dit Docs is. ons sommer. Ek dink Okay, dit is. eerste Shaw storieetjie. Go for it. Doxom. Doxie man. Nee, en hy vertel my hy is hulle is by 'n ete, soos 'n vriende ete, maar dis nog hulle, ek dink dit was vir 'n verjaarsdagpartytjie. En dis nou by 'n nice gesiene plek in Pretoria en almal sit nou en ons dis die vriendekringe is soos 'n mix match. So party van die mense beweeg in daai kringe en ander mense doen nie. Jy weet, soos die Ja. mense ken nie regtig mekaar nie. Ja. En toe sê hy nee, een van die ouens sit so by die tafel, heel in sy skik, en hy vertel nou 'n storie, jy weet, want hulle kom op die punt van litigasie, en prokureurs en alles, en een van die ouens sê nee, my pa is besig om hierdie een ou te dagvaar. En hierdie ou sê ja, maar hierdie ou is 'n dom volk en soos die ou wat hy dagvaar, weet nie wat 'n volk hy doen nie, en dit gaan basies oor 'n econ en 'n hele storieetjie. Wel, hulle het nou nie gename drop nie, want ek dink ook goed is dat mense nou nie daai mense intrek nie, maar Ja. sê nee. En een van die ouens se oor kan die tafel sit so rustig en hy luister en die ou hou aan slander is weer soos ja, die ou se dom fok, ons gaan hom opfok in die hof en goed. Hy sê die ou luister so klaar, eerstelik staan hy op, pointer die ou. Dis my fucking pa waarvan jy praat. Toe die ou Wat is die kans? op 'n massive rand gegaan oor hoe hierdie ou gaan opfok en wat 'n dom fok hy is en hy weet nie hoe fucked hy is nie. En spring die ou op sê, dis my pa waarvan jy praat. Sê hulle, toe sit nou, toe sê Classic Karel nou, flip en hype hulle dit op, sê hulle, los hulle dit nie, sê hulle nee, maar hy het gesê hy gaan jou opfok, hy sê jou pa gaan jou opfok. Met Classic soos wat hulle doen, sê hulle, toe maak dit vir nogal baie entertaining aand. En hier is hopelik 'n gedeelte wat jy nou nie gaan uitedit nie, so ek het bietjie met Shaal en met Waldo ons sponsors gepraat vir Wag, was hierdie nou documentary. Was dit nou 'n naweek? Ja, Want by hulle die so bra- chomies ja, by met die ek. braai. Ja, okay. Yes. So Waldo was ook daar en toe het hy en Shaal gesê nee, toe praat ons weer oor ons mockumentary wat ons wil maak. En hulle is fuck. Ek besonder het laas opgewonde ja, maar dis die ding. Ek het laas met hulle ook daaroor gepraat. Ja, toe hulle nou in Seepunt was, het hulle by ons gebly. En hulle was way too voor excited. ons aangaan, dit klink so 'n bietjie so inside joke. Maar eintlik net die premise van dit is JP sit al lank op hierdie idee. Ons sal nie sê waaroor dit gaan nie, maar om 'n documentary te maak, maar weens naamskending en dat ons nie soos bold assertions kan maak. Alles is alleged. Wil ons dit in die styl van 'n mockumentary maak. Wat is daai mockumentary man? Dis hy American Vandal. It's American Yes, Vandal. yes. Ja. Yes, Baie dit is. En ons goed. basies in daai styl doen en ek dink dit sal dit nogal goed doen. Maar ja, My wat basies issue- gebeur dis Sorry, ek wil net nou, my issue met die mockumentary is, ek dink jy moet noodwendig 'n mockumentary wees nie, want dit is 'n snaakse storie, maar is ook dis snaaks want dit is absurd. Sorry, hierdie gaan baie vague klink vir mense, maar as Nee, maar jy as kan- jy al nee, 'n idee basies- van wat dit is. basies, ja, vertel dan. dit was die grootste dick pic leak in
geskiedenis. Ja. En dis al wat Waar ons moet sê. Ons moet nie te veel een sê nie, want ons figuur, wil nie spoil Ons weet nie nie. of dit 'n man of 'n vrou is nie. Een figuur het soos 3 of 4 mense gevang en toe hulle ook enlist om foto's te gather op onder 'n sekere profile vir mense en so. Dis 'n magdom ouens wat toe flippin nudes gestuur het vir hierdie individu en vir haar mense wat sy enlist het en toe eendag besluit sy net nee, sy gaan al hierdie goed post. En toe was dit net absolute chaos by die skool. Maar dis jy ons weet, stop daar. ouens- Moenie te veel ons Ja. gaan nie nou daar Ek sal nie dink elaborate nie, maar- ons sal 'n behoorlike ding daarop doen. Ek dink die rede hoekom ek nie daar wil praat nie is want ek dink die storie is so fucking weird en interessant dat dit regtig it really does need like a long format tipe ding. Maar die issue met dit is obviously al die naamskenning kak, maar is ook nie ek weet nie, ek kan dit 'n mockumentary maak, maar ek dink dit het eintlik so baie kak veroorsaak en dit is so fucking illegal. Dit is daar kan so baie charges teen hierdie persoon of mense. Ja, want obviously wees. daai tyd dink jy net soos ja, nudes. Maar dis soos 'n massive kinderpornografie leak. Almal want almal was meerderheid minderjare. soos, ja, almal was onder 18. Nie meerderheid nie, almal. Almal was onder 18. Fuck. En dan En meerderheid ons was soos 16. stoute goedjies gepost op sosiale 15. media en ja, is crazy. Fuck. Ja, nee, ek wil dit doen, maar ek weet nie of 'n mockumentary, soos jy kan dit funny maak, maar ook daar is al 'n deel waar jy nogals moet soos besef soos hierdie is crazy. Hierdie is Ja, fucked. dit is gewoon ernstig, ja. 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 Maar hulle was baie passievol daaroor. Fuck, hulle Nee, het hulle my is. daarso Hulle wil dit baie graag borg. Hulle word fucking fun. Ek weet nie, one day. Nou, hierdie podcast. Kom ons kry die podcast aan die gang en dan fucking Ja, kan mense as ons met die podium op opinies. kan kry, dan het ons meriete. Ja. Dan die ander storie en hierdie is al iets wat al lank kom en is amper iets wat ek as mens in 'n kuierplek is en iemand praat met jou daaroor, is jy soos wat? Soos ek weet nie hoekom mense so ernstig is daaroor nie. So jy onthou toe ons matriek was. So om net agtergrond te gee. Toe ons matriek was, toe ons matrieks, toe ons nou standaard 6 was, kom ek begin daar, het jokingly gangs gehad. Daar was die grasshoppers gewees en dis 'n klomp ouens wat net grasshoppers gedra het. En daar was byvoorbeeld die jaar voor hulle was die West Side Wolves en die East Side Eagles, maar ons was jokingly. Dis basies net die groep vriende, jou portiergroep waarin jy beweeg by die skool. En dan gee dit maar net 'n naam. Very en early ons 2000s coded fucking die jocks. Ja, en die ja, en daai dit kom tipe eintlik kak, ja. so waar dit vandaan gekom het is 'n vriend van ons, Divan. En hierdie storie gaan juis vir hom. Hy was Guy Ritchie befok gewees. En alhoewel Green Street Hooligans nie Guy Ritchie is nie, jy weet, was hy soos baie into hierdie British films en hy love ook toe Green Street Hooligans en al die Guy Ritchie movies en hy soos ja nee, jy weet, classic sal nie goed soos great football shit firm, maar dis wat hulle het genoem het, soos dis soos die supporters in Green Street Hooligans noem hulle die firm, en die firm is soos die supporters, maar die hardcore enforcers en alles. Ja. Toe is nou so ding wat ons sê, nee, maar kom ons stig 'n firm of kom ons bring bietjie hierdie, jy weet, bendes terug, maar bendes is 'n sterk woord, net basies flippin label jou vriendegroep en dan hardloop met dit. Ja, is net gees. En dit het toe Dis nie actually iets Dit is, ernstigs dit nie. is. Fucking pret. Ek bedoel, ja. dit was, ek onthou nog, dit was ek, hy en Jandrey Pinaar gewees. Toe sit ons daar by die trappe en ons was nee, jy weet, en toe join 'n paar boetjies net by as it happens. So ons was toe die East Side Eagles, ons het toe naam gesteel van die 2010 groep. Ons sê ons is die East Side Eagles. En Henk Jordaan, hulle wat daar so by die tennisbane gesit het, was godlief gewees. En dan het ons die rugby spelers, kyk, party van daai name gee jy vir die ouens en dan hardloop hulle met dit. Ja. So die rugby speler ouens gewees wat daar by die snoepie gesit het, dit was Dewald Dekker, Jan Mong, daai boetjies, was Boots and All gewees. Dit is
kyk, baie van ons het almal sport gedoen, maar die heavy rugby ouens, dit was nou die boots en all Die groep. ouens wat fucking goed was, ja. Kevin Lodewyk, Adrian, Jan Lou, Michael, daai ouens, hulle was die Southside Scorpions gewees. Dan Aries Gogh hulle. Vir die van julle wat nie weet wie Aries Gogh is nie, ek dink almal ken hom. Hy's 'n bodybuilder ou gewees. In ons jaar se naam is Armand. En hulle word toe die Z's gang. Die boys van Z's was daai iconic gym bro en soos Mr. Olympia gewees. Toe sê ons nie, hulle is nou die Z's gang. En so gaan dit aan en dan, jy weet, is al soos classic, maar ons almal joke generally daaroor. Dis ons soos okay, hierdie moet dalk bietjie voortleef. Dis 'n cool tradisie, jy weet, as jy nou in hierdie groep is, dit moet voortleef. Kom ons jy weet, laat dit voortleef en hoe ons dit gaan doen is, jy kies soos 'n jonger ouetjie, dan noem jy hom 'n baby eagle en dis aan die einde van die jaar en dan gaan kuier julle. Allegedly drink mens dan en dan hy betaal basies net vir jou drank. Dis basies wat gebeur het. Okay. En nice, cool. Jy weet, dis nice en maar soos wat die tyd toe nou aangaan het. Nou hoor ek die hele tyd dan sit soos jy weet mense sal sê ja nee, ek wil graag 'n eagle wees en goed. Dan sit soos ouens wat ons dan net 6 was, dan sê ek soos alright, dis nie so 'n big deal nie. Dis net so 'n ding wat ons daai tyd begin het en dit was net so verstaan, dis nie so intens nie. So wag, Nou die wat vertel my. het dit net hy is daar. originate van julle matrieks af? Ek het dit nie geweet nie. Kom dit van julle Yes. matrieks af wat julle net soos oorgeneem het en gedink het? Yes. So die jaar voor julle Ja. het dit nie gedoen nie. Ek dink hulle het vriende groepe Ja, maar gehad, dit maar was hulle nie het die nie naam ding nie. genoem nie. Well, Ja, okay. maar die Eastside Eagles het weer groot geraak in ons jaar en toe Dit het aangehou. trek dit nou net deur. Ja. Ja, okay. En Divan vertel my toe so hy sê nee, hy sal op by die klub is van die skool. Is dan so 'n ouetjie wat nogal down in the dumps like. En hy, jy weet, Divan praat met hom en vra of hom nee maar hoe gaan dinge by die skool en als. Dit was nou met tydens 'n net na rugby wedstryd en hy sê ja nee, is alright en maar daai Eastside Eagle ouens is fucked up en soos Divan kikker so op en hy soos Eastside Eagles, ek weet 'n ding of twee van hulle. En hy wou soos vir hom vertel soos ja wel, ek was eintlik deel van die groep boys wat dit gestig het in 2015 en hy dog toe, hy sê hoekom sê jy so en hy dog laat hy net wag. En hy sê nee, die ontgroening is deesdae fucked up. Jy moet 'n bladsy uit die Bybel uitskeer, daarop spoeg en dit aan die brand steek. As jy wil deel word en die van sit so en hy soos jy weet die classic mustache tog sit so en hy's fuck, what the fuck en hy sê toe niks verder daaroor nê. Maar toe sê ek net soos wat in die naam van fuck het laat dit gebeur, laat dit so erg geeskalate het, verskoon die taal dat dit so intens is, maar dit was net vir my een van die ek het lank terug so gelag. Want ek kan net sien hoe hy daar so sit. Moes jy weet soos ek gaan nou vir jou 'n ding of twee van die Eagles vertel. Hulle is almal sataniste. Bro, dit klink soos 'n Hulle Rick and brand die Morty Bybel. skit waar jy net iets begin en hulle kom fuck, het dit bietjie hand uitgeruk. Ons het dalk bietjie. Ja. Ons het dalk Nazis hier. Nee, en ek weet dat naderhand was dit soos 'n ding dat hulle ontgroening begin hou het by ouens se huise allegedly. En dan word dan so ontgroening daar en daar's jy weet drank betrokke en dan's ek net soos wat is hierdie? Dit is nie wat hierdie moet wees nie. Dit is net soos dit was 'n joke. Dit was 'n joke. Ja, maar jy besef en ek weet soos na julle jaar het dit ons obviously aangehou. Want dit het my Dit jaar het geeskalate. aangehou en toe die jaar daarna soos in Amerika se jaar en so. En ek het altyd gedink soos maar hierdie is fucking weird. Like ek dis is dit het nie vir my reg ek verstaan was 'n joke, maar mense het dit nogals hulle het bietjie pride in Nee, is dit gevind ernstig. en toe was dit vir my soos wag, hier is bietjie fucking weird. En nou is dit soos half soos wat ek verstaan, hierdie skool soos nou 'n hard approach gevat want hulle label dit as gangsterism, hierdie bendes. Well, En nou is dit amper soos jy
ja, en Also, nou is en dit soos- Groeninge is en mense fucking skeer Bybels en kak. Dis, you know, let's call a Allegedly. spade a spade. Allegedly. Yeah, fuck it. Allegedly. Nee, en ek dink net dit is crazy, want nou lag ek, want jy weet, nou verbied hulle dit, maar wat, mag jy nie by 'n ek en my boys gaan by hierdie soos trappe sit, elke pouse. Ons is vriende met mekaar en ja, dis dit. Maar laat jy nou 'n naam vir jou flippin vriendegroep gee, laat jy dit waag. Gangs, bendes. Nee, dis net absoluut whack. Maar ek like dit. Dis nogals oulik dat jy iets begin het en toe word dit 'n bietjie soos 'n kanker. Dis nou oulik. Culty. Ja, Ja, fuck. dis Maar begin Jy elke weet, kult jy- net bietjie soos dit nie. Dis soos net vir fun. Dan kom jy agter, o, wag. Ek Ons het dink, bietjie weet jy ons wat het jy power dink? hier. Ek dink soos enige tradisie of enigiets begin eintlik so, Ja. soos dis nice en cute en dan ewe skielik soos ons gaan jou nou doodmaak. Jy weet, tipe vibes onmiddellik en almal is ek weet nie, ek dink dit escalate net nog moes erg want almal is soos jy weet dit en niemand weet waar dit begin het nie. Ek beloof, as jy nou vir hierdie jaar se ouens met vra en as daar nou nog so groepe, want ek hoor daar is en blykbaar brand hulle Bybels en steek dit aan die brand en spoeg haar op allegedly. En as jy hulle moet vra waar ken julle weet julle waar dit begin en so hulle gaan nie vir jou kan sê nie. Jy En is dis die die wackness voorvader, van bro. dit. Jy was een van Van die die eerste voorvader met my Bybel nie, Bybelbranders. ek het dit nie begin nie. Jy was een Ek van was die net daarso. wat net daartoe het Ja, gebeur fuck. het. Bro, Ja, foek. laat ek jou actually vra, hoe so ek was obviously nie deel van daai groep in my jaar nie, maar ek het altyd gewonder, het daai mense ja, klein loser. Nee, ek was 'n loser, maar ek was fucking baie rustig. Was jy nie deel van die Eastside Eagles nie, dude? Bro, Wie nee, was jy dan? bro. Ek was 'n well-adjusted young man. Fuck you, dude. Ek was jy 'n baie normale was jy persoon. deel was jy deel van die koorklonge gewees? Was dit die naam van julle koormanne? Shine bros, maar fucking Die kultuurdiere. Daai is 'n fucking cute naam. Ek hou van daai. Dis 'n oulike. Kultuurdiere. Nee, bro. Ek was fucking bro, ons was soos 'n subsection van fucking. Dit was soos ek Daniel en Dreyer wat net rondge fucking hol het met ander mense. Ek wou actually vra, so het daai mense dit actually ernstig gevat? Weet jy of my jaar mense dit soos ernstig gevat het in die sin van nou soos ja, hierdie is soos half hulle personality nou of hierdie is soos Ek dink hulle het verseker, want nadat dit geeskalate, dan sal jy met 'n jonger ouetjie praat, sal hy sê ja, ek's nou nie deel van die Eagles nie, dan is jy soos okay. Ja. Cool. Ek dink nie dis 'n vereiste vir jou om in die skool te wees nie. Ja. Maar ja, nee, dit het 'n Interesting. bietjie geeskalate. Nee, want met my rekse jaar het ek het actually chommies wat daar was. Ek gaan nie noodwendig mense se name noem just in case hulle nie genoem wil word nie, maar ek het chommies van my rekse jaar nou wat in die Eagles was en dit is vir my altyd interessant as ek soos by troues is of kuiers is met al die mense en dan sê ek soos mense onthou die naam soos dit is 'n ding ek sê okay, interesting. Dus mense ek het nie gedink ek dog dit was net fun en funny vir mense. Ek het nie gedink maar hulle dis het die punt. soos Dit was net 'n joke. En dan sal dit wees soos van sorry, wat sê jy oor die Eagles? En ons almal soos wow, chill buddy. Chill. chill. Yes, okay. Ja. Okay, fuck. Actually gepraat van dit, ons het nooit oor ons reunies gepraat nie. Wel ons nou 'n bietjie oor hoërskool praat en stuff. Wat was jou of ons het al bietjie met mekaar daar gepraat, maar laat ons bietjie nou daar chat. Wat was jou opinie van jou reunie wat laas jaar was? Myne was hierdie jaar. Ek dink die skool haat ons. Het soos 'n Ja, maar julle was 'n spesiale jaar. Julle het baie kak in 'n gehad. Want kan ek vir jou sê, nou het jy hierdie Eastside Eagle goed wat obviously begin het in ons jaar. En ek kan vir jou sê toe ek op universiteit was, toe is daar allegedly stories gewees dat ons hardloop nog in die background en daar's ontgroening soos wat? What is this? Nee, glad nie. Soos baie dankie, been there, done that, ek het aanbeweeg. Jy weet, hoekom gaan jy nou met 'n klomp hoërskoolkinders nog flip en lol?
Ja. Jy weet, dit is ook net soos is weird. Maar ek dink ook hoekom die skool obviously hulle haat ons vir spesifieke redes. Maar een van dit nou was een van die boetjies Kronee het gepraat by ons reunie. En hy het dit baie goed gedoen. So dan sit jy nou daar in die saal en jy sit daar in die galery en jy weet dan kry jy nou iemand om vorentoe te gaan en so toe's Kronee nou daar, hy gaan dit lei, hy gaan chat. En hy het 'n goeie formaat gekies. Hy gaan toe soos jaar vir jaar wat hy onthou. Hy gaan nie soos 'n moose, jy weet, catchphrase ding doen nie. Hy gaan maar net soos deur die jare gaan elke een ding wat hy onthou het of so. En dit is 'n goeie formaat. Die speeches vir die boetjies daaronder vir die skool om te dink hierdie is oulik. Maar is ook vir die manne wat soos daarna kyk, soos die mense wie se reunie. Hulle is soos ja, fuck oulik, haha, reference, oulik tipe ding. Ja, presies. En toe hoe dit wat toe basies gebeur het is Kronee het toe een van die stories of twee van die goed wat moeilikheid veroorsaak het is een was waar daar 'n massabank was toe ons graad 10 was en hy vertel toe die storie en hy vertel hoe die destydse hoof daardie tyd die flipping kinders soos gekeer het en hy het gemove vir sy ouderdom. En toe dis een van die stories wat hy vertel het en ek so nou kom by oor hoekom allegedly het ons nou gehoor na die tyd 10 jaar die uniegroepe mag nie meer toesprake gee nie en is eintlik jy kan confirm hulle mag nie gespeech het. Ek sal nou hierna sê wat by ons gebeur het, ja. Ja, die ander een was waar Aries Gogh gesit het, ons was by atletiek en heavy in die bodybuilding en hy het 'n drumstick in elke hand en toe obviously ek dink Kronee het gesê hy het 'n meisie daai tyd gehad in Kempton en ons cheer toe nou vir Kempton en so Kempton meisies en hy vertel net hierdie storie van haar man met die drumsticks in sy hand toe hy so cheer en daai naweek toe word nou teen Kloof gespeel en hulle tog toe die Saterdag. Dis nou funny want Kloof skoor toe nou 'n 3 en jy weet die clapback van die skool is om te begin chant Kempton meisies. That's good. Die regente is toe ek dink vasgetrek. Ek dink hulle het toe detensie gekry net vir dit. So dit was nogal streng. En my opinie was dit maar net funny. En obviously dis toe nou 'n storie wat ons vertel het. Ja. Toe 2 weke daarna toe probeer die skool 'n massabank. Jy weet en ek dink net toe het hulle gesê nee. Hierdie jong ouetjies kom met hierdie stories. Hulle wil als ontwrig hierso. En ja, so nee, ek het lekker gelag. Maar die reunie was lekker. Ons het Vrydag die saal gehad, afgesien van daai goedjies nou. Toe het ons 'n rolbaldag gereël. So het daar by die rolbalklub. Laat ek jou vra, het julle soos 'n groot ding met al die was dit die hele like mense wat involved was dit al die mense in die graad tipe ding? Yes. Het gaan rolbal. Het almal gepitch? Of soos almal wat by reunie was in general? Nee, dit was en weet jy wat ek dink die lekker ding van dit is baie ouens wat nie portiergroepe gemeng het nie, toe net agterkom, hierdie ou is uit die skool uit, maar ek het nooit met hom gekyk nie, maar baie lekker. Hy sê kak nie, ja. En ja, presies en ek dink soos dit is 'n lekker eye-opener, maar soos ons het tot 12:00 toe gekuier, obviously nou as jy lekker gekuier, 'n paar liedjies gesing, so nee, ons het die rolbalklub toegemaak. Toe Saterdag het ons ontbyt gedoen by Lavas. Toe is ons na die game toe kyk daarson, het 'n paar drinks gedrink en toe is ons na Billy Boys toe om bietjie daar te gaan kuier. Ek was bietjie tapped. Wat's Billy Boys? Maar ek weet dis also Forest Walk. Okay. By Forest Walk. Okay. Dis daai ek kan nie sy naam onthou nie, maar Wimmy Bliksem. Dis sy plek en hy besit dit saam met sy broer. Jy sal sy broer herken as jy. Is dit daai blou logo? Dis was blou logo en dis was hulle twee gesiggies. Ek nog nie logo gesien. Is dit soos 'n burger plek? Okay, nee, dalk het ek nou. Ja.
Hulle O, maak okay. lekker smash burgers. Well, okay, dus hulle het nou net Ja. hier so in Kaapstad oopgemaak. 71. So, regtig? Ja, Shit. kom ons check. So ja, toe was ons toe en daarna was 'n paar van die boys lakkies toe. So ek dink dit was heel lekker geweest, lekker opgevang, almal het lekker gekuier. Nou, was moeë so lekker en mense het lekker ingeskakel en ek dink dis die lekker ding. Die voorstel was oorspronklik golf, maar golf, jy weet, daar's net soveel ouens wat kan jol en nee, dis nie baie soos 'n beginner friendly tipe waar Ja. jy gaan nou nie gaan flip in 400 of 500 rand spandeer op golf as jy nie eers 'n stel het of wat ook al nie. So Ja. ek dink rolbal was die perfekte opsie of keuse geweest. Dis fucking So all was heel lekker. Ja, en daar vir julle. Um, Hoe was julle reunie? nice, ons het nie gespeech nie as gevolg van julle. Niemand het toe gespeech nie. Wat ek dink fucking dom was, want ek voel as jy net realisties met die mense praat en wees soos hoorie, moenie kak maak nie, moenie kak praat nie, anders gaan ons jou afval. Ja, moenie Soos- violence inside nie. Ja. Moenie massabanke inside nie. Soos I'm pretty sure meeste mense was wel ja, dis die begin van die naweek, so fair enough, laat ons nie nou kak maak en dan die res van die naweek opfok nie. Soos ek dink niemand sou kak nie. Maar toe het hulle nie laat ons speech nie. In plaas van dit het hy soos vir ons vertel van wat ons jaar gebeur het en soos mense wat goed gedoen het in sport en kak en dan sit jy daar, Jesus. Okay. soos hy het net soos vertel. Klink soos 'n Hulle was slim. Dis soos ja. klink soos 'n oggendopening wat hulle die uitslae lees. Letterlik. Die naweek. Hy het die uitslae van ons jaargroep gelees deur die jare. Byvoorbeeld fucking George Kusha se gesiggie wys en sê ja, hierdie man het fucking mooi gehardloop en stuff. En dit was 'n paar weke voor hy die Comrades gewen het. So obviously man kan fucking mooi hardloop. Good for him. Crazy, ja. Fucking well done George. Maar hy het sulke tipe kak, hy het soos 'n paar spesifieke mense, hy het soos Jacques Louis wat soos fucking, ek dink hy het 100% vir wiskunde of iets gehad in matriek, which is fucking great. It's fucking great, good for him, maar it's net soos, dit was so weird, it's just okay, jy mention nou 'n paar mense, but like, what, die res van ons wat hier sit, al die mense wat hy genoem het, was nie eers daar nie, so dan sit jy daar soos, bro, ek sou eerder laat net 'n fucking chomie opgaan en 'n bietjie jokes vertel vir ons, you know, laat ons net 'n bietjie lag. Net 'n bietjie iemand wat hier is. Ja. Ja, maar anyway, so dit was die, maar dit was lekker, dis lekker om net fucking presies dit, om mense te sien wat jy weet, Maar ek julle het 'n groep paar het nie chats soos gehad. 'n groot ding gereël nie. Ja, ek was nogals disappointed. Ek het gedink daar sou soos iets, ek het gehoor van julle rolbal, toe dog ek, okay, dit sou nog cool wees, dat almal half saam involved raak en kak. Maar toe het ons daarmee ete gehad die Saterdag, so I guess dit was soos die weergawe. Maar die issue is, dit wys net, ons jaargroep was maar altyd so, net hulle fucking eie ding gedoen, want meeste van die mense pitch nie na, soos die groter kak nie, hulle pitch net vir die saal, en dan fucking maak hulle Weet jy kak wat is die iewers ding? Ons het soos 'n komitee maar saamgestel om dit te run. En ek dink dis nogal belangrik. Soos ek dink as jy nie iets reël nie, gaan almal hulle eie ding doen. Ja. So Nee, maar ek moet het sê, die dis nogal- Saterdag ek's baie aand bly was dat dit so gereël. uitwerk. Die chommies het gereël, maar ek weet nie wat presies die komitee was nie, maar was soos 'n paar van die chommies het goed gereël en hulle het actually iets gereël en mense het bygewoon en stuff. Is net weird want jy weet mense het pitching, which is fine. Almal, maar nee, was lekker bro. Ons het een van daai dinge gedoen in plaas van dat ons soos van die chommies het gaan golf speel en stuff. Obviously ek en Daniel, hulle was net soos okay, well fuck, ons gaan drink. Soos ons het nou afgeval die Vrydag, so toe gaan Gang. toe gaan As one ons does. as one does, toe gaan ons Baraka / Quinn and Bull toe. En toe is ons soos half mense kry om dit te doen. Dit was soos 'n paar van ons, soos 10 van ons, was al nog mense wat soos gehoor het ons gaan soos kan ons join, sê ons ja, kom. En dit was lekker, want ek het 'n paar chats gehad van, bro, wat is jou naam? Hy sê nee, ek sê hy sê waar fuck was jy op skool? Ek het soos 2 sulke chats gehad. Ja. En dis fucking oulik vir my. Soos jy sê 'n kakkou nie, soos ja bro, ek onthou jou gesig iewers, maar ek het nog nooit met hom gepraat. Ek het hierdie storie bietjie vir jou vertel, maar ek het per ongeluk soos 'n school shooter aangetrek na hierdie reunie toe. Die Ja, saal. ek het jou school shooter fit. Ja, dit was, ek en Dreyer het dit my school shooter chic genoem, bro. Want ek het net per ongeluk opgedaag in 'n swart jas. Ek weet nie, ek het weer die Cape Town en daar opgedaag en toe sê ek soos, o fuck, ek dra soos 'n baie groot fucking trenchcoat
by die skool. En ek dink dis fucking snaaks. En ek maak die hele tyd school shooter jokes as one does at a school. En dit was die beste oomblik, bro, want ek fucking staan daar en ek vertel 'n joke vir Daniel of vir Dreyer of vir iemand, ek dink dit was Dreyer. En een van die ouens agter hom, ek het sy naam vergeet, maar soos 'n rustige ou, maar hy was altyd een van daai ouens wat bietjie soos meer in die background was, bietjie meer chill. En hy staan so agter Dreyer daar by die lang manne en dis nou voor die foto en ek maak schoolshooter grappies en ek check net hoe hy so vir my kyk die hele tyd. Hy sê die hele tyd so, papa. Dis is om 'n bom te sê by 'n lughawe. Mense sê so, dis dalk nie die beste plek om dit. Maar nee, verder dit was nogals lekker, bietjie weird hier en daar. Ek weet nie of jy soos ou vriende het wat jy half bietjie nou minder sien of wat ook al en dan 'n bietjie ja, weet, het is 'n bietjie weird om weer dit te doen en wat, ek vind get what I'm saying. Ek dink in daardie verband wat met baie mense maar gebeur het is jy weet, jy kom nie by almal uit nie en jy gaan nie almal sien nie en party mense vat offense daardeur, maar daar was nie so 'n aktiewe besluit, jy weet, jy sien my mykie nie. Ja. En party mense dink ek vat dit net baie verkeerd op en is nie groot daaroor om te sê soos, dit is nou net so nie. Ja, in most cases was dit actually lekker vir my, dit was net lekker om uit te sien en dis soos 'n mutual van, hey bro, ons het kontak verloor, maar is fucking lekker, ons het lekker gekuier in die oomblik, type ding nou. Maar ek het hier en daar 'n bietjie awkward nog. Ja, wel, dis 'n ding, beteken is 'n bietjie awkward. Snaaks genoeg, by die einste reunie het mense wat soos nie noodwendig waarmee ek soos traumies was op skool nie, maar soos van die ouens het vir my gesê, nee, wat gebeur met die podcast? Dus ek sê, hey, ons het mense wat nie ons vriende is wat hier luister en toe voel ek goed daaroor. Nice. Ons het actual viewers gehad. Nice, was the following. Ja, want ons vriende tel nie. Amper cultish, as jy wil sê. Hey bro, die fucking opinionators. Of wat ek het 'n cult wat ek in die list vir ons om te luister. Ek kan dit doen. Ja, jy het 'n paar cults. Jy was in 'n paar. Moet jy nou hierdie podcast luister. As jy 'n eagle wil wees, dan moet jy hierdie podcast luister. There we go. Julle fucking 18-jariges, want dis die demographic wat ons kort. Fucking 18-jariges, let's go, please. Asseblief iemand sponsor ons net, asseblief net 'n bietjie, gee ons 'n bietjie geldjies, ons wil net ons vrouens steers toe vat, asseblief. So, ek stel voor die mense wat op YouTube kyk, gou aankyk. Dis die moeite werd en die mense wat luister, fast forward net hierdie gedeelte op die YouTube video en dan kyk net hierdie video. Dis verseker my 2 snaakste video's wat ek al ooit gesien. Ek dink is top. Dit is 2 snaakstes. So die eerste een vir die mense wat luister is 'n video van 2 kids wat rondvolk en fietsry. Ja, nee, daai is wat moet ek aan hê? Wel, dis die een wat jy nou wys. Dis die een, dis daai en dis daai een wat ons vir die viewers wil wys, okay? Ja. So dis hierdie ouetjie wat my moer se heuwel afgery kom. Is hierdie 2 vriende en julle gaan dan hoor hoe die een ou se asem is fucked up uit, maar dit klink intens en dan luister net mooi na die commentary wat hy gee terwyl sy chommy hom wil help. Dis 'n classic Pinky in the Brain. Dis 'n Rick and Morty tipe ding waar die chommy weet nie hoe om te help nie, hierdie ou kak hom vieslik uit vir iemand wat nou net hard geval het. Weet ek nie hoe hierdie ou hierdie clapbacks het nie. Nee, kom maar play. So chommy, laat ek nou gebe uitvind. Is hierdie 'n viral video of is dit soos 'n video wat jy self geneem het? Nee, ek het dit nie geneem nie. It's proudly South Africa. Okay, nee, okay, good. Away, you got those. Yes, dis vanaf. Oei. Dis Justin, is you right? Justin, is you right? Justin, go home. Justin, get this way. Justin. Help! Hulle is daar bo. Hey, nommer 3. Justin, hey. Rene, reg. Osher,
En die hoor op my fucking lyf. Jezus. Nummer 3, Tannie. Doe in die pizza. Wat sê hy van daar op die einde? Sy Chommy kom aangehardloop, dan sê hy vir hom, hy sê, nou die ou wat lê, sê, maak my rug reg. Dan vra sy Chommy vir hom, waar is jou rug? Dan sê hy vir hom, in die middel van my fucking lyf. En dan aan die einde sê hy vir hom, nie net as jy dom nie, jy is diep deur die kak ook. Bro, dis vir my die oulikste is hoe hy, soos alles is fucking oulik vir hom in die begin. Hy sê, jy moet breek, Pella, jy moet breek. En dan val hy, en dan dadelik is, Yes, soos jy kan dadelik hoor, sy stem is dadelik soos, hier is kak. Help. Waar bly julle? Nummer 3. Shame, ek waardeer ook dat hy sê, 3 Tannie. hy was baie cool. 3 Tannie. Hy was calm and collected, En sy bro. Chommy, bro, sy Chommy, dis nou 'n classic toxic verhouding, jy weet, vroeë hoërskool, die een Chommy flippin slaan nie sy bal, en die ander Chommy is net saam, en hier is nou die Chommy wat saam is, en hy wil net help. En hy is super kwaad vir hom. Die ou, dis hier sy skuld nie, hierdie ou het gekies om hier af te ry, bro. Hy was sy brief, my broer. Dis nou hy geluid wat hy gemaak het. Speel net gou weer daai asseblief daai. Nee, nog terug. Justin, is you right? Justin, is you right? Justin, borgo. Justin, Justin. Help! Het hy, Pause maar daar. het die bra vir hom gesê, word wakker, was die man uit, dink jy? Nee, ek klink dink of hy sê die word sy wakker. wind is uit. Maar dit Nee, klink sy of hy sê wind is word uit. wakker, asof die man soos 'n fucking seizure het. of iets. Nee. Hy sê, Justin, is jy alright? En dan, so, dis die een. Okay. Oh, Dis 'n leuke fuck video, it, praat die South African. Zijn Oh, vrouw, ek love daai video. klink of hy homself fucking seer gemaak. en dan die ander een, die ander een. So, die premise vir hierdie, pause om net gehou. So, ek dink dalk net vir Doelijn dat ons dalk nie mense net wys nie, Japes, ons sal dalk net hierdie ou se gesig moet blur. Okay. Maar so hierdie ouens het nou net by die stripklub aangekom. En hierdie een Chommy is baie gekuier en hy wil huis toe gaan. En hier is dan nou basies wat afspeel. So jy kan maar play. Fuck it, ek love hierdie video ook. Is een van die funnieste. Ons is by die stripklub. Wat man? Ons kan nie. Here bro, kyk hy. Moenie my sê jy het in die kar gekots nie. Ja. Het jy nie? Is jy seker jy het nie? Nee bro, ek dink jy het in die kar gekots. Ek hoop nie so nie, Vincent. Dit gaan nie baie noises nie hoor. Ag nee bro. Here Vincent, jy het in die kar gekots bro. Wat wordt thuis? Ek ruik dit bro. Ai, kyk daar op die seat. Jesus. Ai. Staan net nie buite toe, maak dit skoon gou eers. Ek ruik dit Wat koes. met thuis? Ons kan nie bra, Here, ons almal ons hier. Jesus, chom, dit stink hard. Nee, moenie. Jesus, bra jy in jou broek gekak. Nee. Jesus het in jou broek gekak. Nee. Vincent, bra, dis kak daai, chom. Ek's nou no jokes. Nee, wys hy hol. Here, Vincent. Nee. Nee, bra, kan Nee, ek glo hoe hy die video afsit van nou sê hy soos nou is dit ernstig. Nee. Okay, viewers, net sodat julle weet, daai is ja, viewer discretion advised. Maar, Daar's kak. Jabes, gaan gou 'n bietjie terug. Daai in die begin wat hy die deur oopmaak, nê. Dan luister, soos jy weet as jy ruik iets stink. Ja, jy kan Dan dadelik is dit soos, jy hoef dit net een keer te ruik en jy
kan wees. Dis dadelik is net Iemand het in afskak. sy broek gekak. Dit gaan nie Hierdie baie ou nice is letterlik Hy raak dit amper. Nee, hy het dit Steffies geraak. Steffies. so, gaan terug. Nee. Gaan terug dan luister jy hoe snyf hierdie ou soos hy probeer ryk vir dit is. Maar hoe die fok Here Vincent. Nee bro, hy's reg bo dit. Nee, hy's reg bo. Hy het dit soos in fucking suig. En nie net dit nie, hy het sy fucking elmboog daar geleverage, fucking hef bo my. En dis daai fucking Ek weet nie hoe sien hy nie die kak daar nie bro, daai elmboogies in die Dis 'n kak. politie. Ek belowe, hy het seker na die video gecheck. O fuck, ek het fucking kak op my elmboog. Nee man. Ag Dit is nee. een van my gunsteling fucking video's. Dis fucking aklig. Oh, Ons sal dit maar blur vir die ja, man. ek het- Bro, kan ek net doen? Die eerste ding wat my geblaai het is, wat 'n fucking stripklub is hierdie? Dis in die fucking woestyn. Hoekom is daar dis so is baie grond in die middel van parking lot? ergens, Daar's grond soos en ek laat jy die video begin. Ons by die stripklub. Daai ou sit onmiddellik soos van my huis toe. Hy sê ek soos ek wil En nie hy vir is jou sê kinderlik ek het opgewonde om by die stripklub te wees en hy neem die video soos, so die stripklub, let's go boys. En nou hy is net soos van my huis toe. En hy ou se hand is in sy broek terwyl hy daar staan. Ja, maar dis So die hy ding, vat hy aan daai besef kak, hy het in sy broek gekak en hy voel dis nou oral in sy onnie. So En hy my kar probeer is dit nou fucked up uitfigure. vuil. Ja, dis die My kar ding. is fucked up vuil. Ek dog daai is kots, maar nee, dis net soos fucking McDonald's en kak. En Lipton Ja, iced dit is tea en moer- fucking Coke en nee, bro. En hierdie is 'n Landy. Dis nie What soos hierdie is soos 'n fancy car. Wat die fuck gaan aan hier so? Dit is soos 'n fuck, daar's ons dit bro. Oh, Nee, maar dit is 'n kak van die video. bro, view, dis ons sal soos 'n Zeker. warning opsit vir daai ouetjie. Ja, fucking jy gaan nou moederhart lag warning. Fuck it, ek love daai video. Ek wou sê ons sal nie noodwendig nou die mat video wys nie, maar eendag sal ons die mat O, ja, video dis- vir die mense wys. Maar ek op dink ons ons volgende kan op ons net om bietjie so dis nog 'n segment wat ek wil hê ons moet begin. Dalk net so 'n bietjie video reviews, maar soos funny Ja, funny dit was authentic oulik. videos soos dit. ek het ja, van die authentic. Ons gaan net die mense moet ek sal 'n plan maak en mense net hulle gesiggies wegvat. Okay, ons Ja, is ons amper sal klaar hier, maar voor ons afsluit wil ons 'n nuwe segment begin. Ons soos julle weet, ons hou van ons entertainment en ons hobbies en al daai kak. So ons gaan 'n nuwe segment inbring in plaas van dat ons net 'n hele episode op een fucking fliek sit, gaan ons soos 'n what we've been watching tipe ding doen. So dit kan pretty much enigiets wees. Dit kan 'n series wees, dit kan 'n movie wees, dit kan 'n game wees in sekere cases. Ons gaan dalk bietjie gaming avoid. Ons gaan dalk nie te veel daaroor praat nie want ons weet nie hoe almal daar voel nie, maar dit is maar een van ons Ons sal Ja. vlugtig daar kan praat en 'n Ja. paar topics wat mense aanraak. Ja. Ek dink veral soos die PlayStation wat nou aangekondig het hulle gaan nie meer consoles met disk drives maak nie. Ja. Dis gaan Ek dan nie dink physical ons- games wees nie. Ons kan ook ons sal dalk next week dalk bietjie 'n gaming segment want daar's ook iets daar Ja. paar goed. Ek dink ons sal dit los vir volgende episode, ja. Ek dink basies die rigting wat die podcast wil ingaan is eintlik maar net ek like dit om 'n potty te luister soos die TMG podcast en dis eintlik maar net die ouens wat vertel wat hulle in 'n week aangaan en ook Ja. net 'n paar goed stories vertel en ek dink as dit 'n podcast is wat mense 'n bietjie laat lag en so nie strictly pop culture focus nie want dit exactly. baie keer 'n bietjie droog raak Ja. veral as ek in my hyper fixated analytical mode ingaan piep Ja. op papiep. Kos kyk hoe gaan die Odyssey episode. Ons het so fucking behind the scenes hier so ons het vandag daai episode gepost. Ons shoot nou op die Woensdag wat die Odyssey episode uitkom. So kom ons kyk bietjie wat se feedback daar. Ja, ek dink ek die kritiek wat ek gekry het, soos en ek dink dis wat ek gevrees het. Die eerste episode was alright, maar die tweede een was ek soos baie mellow en ek dink jy het nog 'n massive babbelas gehad. Ja, ek daardie het massive episode babbelas ook, gehad. so. Ek het want die ding is ons het baie goed nie noodwendig saamgestem met die Odyssey stuff nie. Maar my issue was ek was so babbelas dat ek nie soos regtig
myself soos kon kry om met stry jou nie. te stry en oor enigiets nie. Ons kon nie reg debate nie, want ek het gesukkel. So, it will be better. Ons gaan dalk nou oor hierdie debate, hang af wat jou opinie is, want, sorry, just to note, ek dink, ek wil ook net noem, die feit dat ons nou meer 'n weekly podcast het, want, soos ons laas vertel het, ons setup laas was, ons het alles half in een goes gerekord, so ons sou in een week soos 4 episodes rekord het. Maar hoe ek en André nou beplan om dinge te doen is, ons gaan dit 'n weekly ding doen. Ons gaan een keer 'n week rekord en dan kan ons dit nog topical hou. So die idee is, die week voor die episode uitkom, gaan ons chat. So dis lekker. Nou bly ons actually topical, ons kan oor kak praat wat gebeur en dan kan ons actually nie dit soos 'n maand later noem nie, jy weet. En dan as ons actually praat oor ons week, maak dit sin. Dis nie soos asof dit fucking 'n jaar terug gebeur het nie, you know. Ek dink die doelwit vir die podcast is maar net dat ons tot die einde van die jaar kan gaan. Ja. En kyk hoe gaan dit, en ek dink is maar net Van daar af, ja. al gaan dit maar net 'n virtual diary vir my en JP wees wat Dis mense fine. vir ons eendag moet speel. So een van ons Alzheimer's kry, touch wood, nie ons gaan nie. Maar net om 'n 80 paar is stories te onthou. Ja. Maar so, ek weet nie of al tyd hierdie week gaan wees vir die movie segment nie, tensy dit wil doen. Kan ons kyk om dit te doen? Kom ons kyk, kom ons try gou 'n quick een. Kom ons quick een. So die idee is die movies, this is what we've been watching, en 'n goeie een wat ons bietjie moet doen is Spider-Man. Ons albei het nou Spider-Man gekyk intussen tyd. So kom ons doen gou 'n quick rundown. Wat's jou vibe? Wat's jou gevoel? So ek het dit geniet. Dit was 'n kleiner adventure en dit was nie world-ending stakes nie. Ja, small ek het potatoes, daarvan soos gehou. wat hulle sê. Ja. Ek wil net noem, ons gaan maar spoilers noem. So as jy nog Spider-Man Brand New Day wil kyk, kan jy maar die laaste met die section heads up. skip. Ja. Ek dink die Sadie Sink reveal is cool vir wat dit, jy weet, na toe gaan lei. Ja, die Jean Grey. Yes. Dit was all in all a very enjoyable movie. Ek dink Tom Holland se acting weer eens compared hier teenoor The Odyssey is worlds apart, en The Odyssey speel hy Tom Holland en hier speel hy soos hy is gemaak vir die rol. Hy is 'n goeie Peter Parker. Hy is 'n goeie Peter Parker. Hy is, en Zendaya was ook goed geweest. Die karakter wat Ned speel is ook baie goed. Dit was regtig 'n enjoyable movie. Nie so high stakes nie. 7.5. 7.5 was 'n good movie. Ek agree, dude. Ek het dit regtig geniet. Ek dink Tom Holland hierdie is sy beste weergawe, want ek voel met die vorige Spider-Man was dit altyd daai ding van the Spider-Man maar in die Avengers universe, you know, met al die tech en die kak, en hy was die hele tyd soos die Iron Man boytjie met soos die fucking crazy iron suits en weerself. Wat fun was, en dit was destijds was dit nie, dat dit soos, okay, cool, dis a very established Spider-Man, al is hy very young, you know. Maar dis nie hoe mense Spider-Man rarig ken nie. Dis nie hoe die vorige flieks was met Wendag nie. En hy's 'n photographer, struggling to make ends meet, en dan flippen red hy mense, maar jy weet dan, classic moet hy hier betaal, jy weet, en ek dink, dis 'n superhero vir almal eintlik. Ja, exactly. Hy ervaar dieselfde struggles, en dis presies wat nou gebeur in hierdie een is. En hierdie hy gaan bietjie deur dit. Dis die ding, soos dit was great hoe hulle fucking wys dat hy eersins soos actually struggle. Hierdie is hy in sy swakste tyd waar hy soos, hy het nie vriende nie, hy het nie 'n community nie, hy het nie 'n fucking familie nie, hy is soos heeltemal fucking alleen, maar he still keeps doing his thing, en hy's Spider-Man en fucking gaan aan. Wat het jy gedink van die hele rigting met die mutation ding, dat die feit dat hy soos fucking deur 'n puberty gaan en dan fucking... Kyk, ek dink wat hulle wou nie 'n carbon copy doen van Spider-Man 2 nie, wat omdat hy gevoel het hy's nie meer 'n hero, soos half dis meer sy eie siege wat in die pad van hom gestaan het om 'n goeie
goeie wat se naam te wees, superhero en dan om eintlik nog sy powers te kan gebruik. So ek dink nie hulle wou dit doen nie. Ja, hulle het half die opposite gedoen waar dit soos hy kry meer powers. Then nou. they just skimmed over it, maar dit is weer eens hulle wou iets tot daardie mate doen, but when it was convenient for it not to be a problem anymore, toe is dit net nie. Dis die enigste kritiek wat ek het teenoor dit, maar is 'n cool idee en ek dink ook wat dit by inval is die hele mutants ding. So ek dink ook dis hoekom hulle dit half wou druk in daardie rigting in. Ja. Maar nee, ag dit was okay geweest. Ek dink dit is baie cool, maar die ding is beheer hy dit nou, kan hy dit nou gebruik? Ek dink it's gonna fall to the wayside want dit was maar net 'n plot component. Dink jy was ek sou nie sê opinie, maar hulle het nogals gewys dat soos sy abilities is nou baie beter as wat dit was, you know. Soos hy is nou sterker, sy senses is beter, wat. Dink jy hy's nou te overpowered, so hulle sal probeer dit rustig hou, of dis fine? In hierdie universe maak dit seker sin. Ja, maar een ding wat hulle gesê het na hierdie movie, kyk ek dink nie hy is te OP nie, hulle sal dit altyd wil dumb it down. Ja. En dit is dalk 'n probleem, hy moet basies nou die leier van die Avengers wees na hierdie movie. Ek kan nie sien dat iemand anders is nie. Okay. Ja, ek kon sê dat ek het nog net Pervert Pascal gaan nie die Avengers lead nie. He's not a fit. Ek dink Parker Boy is ons the guy to do it. Dink jy hulle gaan Thor nou uitkry? Want op die oomblik frame hulle dat Thor half nou een van die ek dink hy sal doodgaan. Hy gaan uitgaan. Chris Evans gaan weer exit. Maar dit pas maar af. Die feit dat Chris Evans al klaar in dit is, pas my af. Ek dink Tom Holland gaan ook exit. Ek dink hy gaan ook exit. Want wat hulle gaan doen is hulle maak ek dink ek dink hulle wil plek maak vir Miles Morales. Ja, maar ek dink onthou net Miles Morales werk beter met Peter Parker. Ek dink selfs in sy eie so Spider-Verse flicks is Peter Parker nog steeds daar. Dis die issue met Miles Morales as 'n karakter. Ja, hy kort half. Ek weet nie of jy gesien het nie. Daar was so 'n bietjie van 'n staan nou blank daarso, wat se naam? Easter egg. Easter egg, dankie. Heeltemal blank staan. 'n Easter egg gewees wat hy in so swart klein jongere gesientjie inbump. Ek dink hulle gaan soos later, jy weet, met Iron Man wat hulle te confirm het, dit was eintlik Peter gewees. Ja, en ek dink dit gaan Miles ook wees. Hulle sal dit confirm, obviously nie dieselfde actor nie, maar ek dink so die serie of die fliek is al confirmed. Daar kom 'n Spider-Man, maar eers of Miles Morales, maar oor baie lank. Maar hulle het al, ek dink dit is confirmed, dit kom. So en wat ek ook nou moet sê wat 'n nice wat hulle basies sê is hierdie movie is on track om soos 2.5 biljoen te maak. En I mean given that gaan die movies wat ons in die toekoms kry Spider-Man movies wees en Avenger movies. En die slegte ding is, kyk, ek gou nou die media dop en wat hulle sê daaroor. Hulle probeer dit nou uitmaak soos shame die kleiner, jy weet wat James Gunn met die Guardians gedoen het, daai tipe series gaan nie meer aandag kry nie. Soos die rede hoekom dit nie aandag kry nie is julle maak dit nie net 'n movie wat mense kan gaan kyk en net wees van superhero movie nie. Alles is polities, alles het een of ander agenda en dis hoekom dit nie werk nie. Dis nie die karakters of die superheroes nie. Dis net ook hoe dit geskryf is. Alles is die hele tyd deel van die multiverse en dis te veel throwbacks. Hou dit 'n movie op sy eie, hou die stakes klein of contained. Skryf goeie villains. So ek dink Phase 7 is al announced en dit lyk of Phase 7 very much gefokus is op die X-Men. Soos ek dink dis is X-Men, daar's 'n Hulk, Young Avengers, ek weet nie, Weapon X wat nou Wolverine sal wees, nog 'n Fantastic Four, Magneto, baie soos fucking baie X-Men stuff en dan eindig dit met Avengers Ultimate. En bly dis nou gecancel. Mahershala Ali. Dit sou goed wees. Nee bro, hy sou fantastic wees, maar hy het hom so rondgevok, bro. Hy het daai arme man rondgevok. Maar Spider-Man is ook blykbaar met Miles Morales nou. Dis is daar gaan, ek dink ek weet nie, dit kan dalk ook fake wees, maar
dit lyk of daar Miles Morales gaan wees voor daar 'n tweede Spider-Man kom. En Ghost Rider. Ja, Ghost Rider was ook nou announced. met Ryan Gosling. Met ja. Ryan Gosling, which is fucking fantastic. Ek is 'n moerse Ryan Gosling Ja, fan. ek dink hy gaan goed wees. Ja, Ja, hy is op 'n flippin Patterson, Ja. Tom Holland. Wel, dit is nou daai ding, daar's net 10 akteurs op die oomblik ja. in Hollywood vir big budget. Goed, en dit is sleg, maar dit is wat dit is. Ja. Robert Pattinson is besig om 'n Bra. crazy streak Generational te dan. gaan. Het jy sy trailer gesien waar hy Catch a Predator man speel? Primetime. Bra. Primetime. Toe hy Ja, toe hy dit begin goed. praat daar, ek sê ek is bra. Ek gaan al klaar hierdie fliek geniet. He's doing so well. Ja. Ek so fucking bly. So terug op Daai movie gaan goed wees. Mm. The Drama, ek weet nie of jy dit gekyk van hom nie. Drama was good. Dit was ook baie goed met hom en Zendaya. Batman. Bro, dis crazy hoe daai fucking mense goed doen. oor en weer alles in betrokke is in dieselfde goed, want wat's naam to the Patterson is ook in Dune Part 3, Zendaya Ja, obviously Zendaya. Dune Part 3. Wie is die ander akteur man wat Paul Atreides speel? Man, ek het sy naam nou vergeet. Timothy Bekende. Chalamet. Ja, Chalamet. 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 So hy dit klink soos daai wat se naam Timothy Chalamet. Maar hy doen ook goed. Hy was in daai wat daai ping pong movie. Oh ja. Fucking Modi Supreme. That was my favorite flick van die jaar. Yes. Laas jaar. Ja, Dat was die great. beste flick Ek van het die jaar dit vir my. geniet. Ek is swaar seer uit in Oscar movie gaan nie, gewen. but I was along for it. Dude, ek sal 'n bietjie episode, dis die Safdie brothers, maar dit was net die een Safdie, want dis soos twee broers het altyd flieks gemaak, en toe by een van hulle flieks met Robert Pattinson, snaaks genoeg, was daar 'n bietjie sexual misconduct, fucking weird kak het gebeur, en dis toe dit alles uitkom, en toe die een broer meer uitgevind het van wat gebeur het, want dis twee directors, hulle is nie altyd so involved nie. By hulle daai The Devil All the Time direct. Nee. Hulle het hierdie die Robert Pattinson Safdie is soos kom sê net Safdie. Dit was nie The Lighthouse nie. Nee, hulle so al hulle flicks is baie soos Modi Supreme. Ek dink is a Good Time iets soos dit. Ja, dis Good Time. The Good Time is ook Robert Pattinson waar hy soos 'n drug dealer speel. Maar dis baie soos hulle ander flicks. Ander baie bekende fliek van hulle is Uncut Gems. Met okay, Adam ja. Sandler. So dit Yes. al hulle flicks het hier vibe was net soos hierdie hulle begin op een punt en dan fucking it just spirals En dan out of escalate control. het net. Ja. Soos hulle is fucking goed met dit. Spesifiek, ek dink is nogals die een broer spesifiek, Josh Safdie wat nou Modi Supreme gedoen het. Ek dink Modi Supreme is een van hulle beter eens. Maar anyway, op hierdie Good Time was daar soos 'n weird sexual misconduct. Ag, laat ek hom maar vertel waar ons is. So wat gebeur is, hulle is bekend daarvoor om mense te gebruik in plaas van actors. En wat ek bedoel met dit is, hulle sal regte mense van die fucking straat afvat en soos wees soos hy, ons soek 'n New York Brazzie, jy's 'n New York Brazzie, wil jy inspel? Cool. Ja. Of hulle gaan, ons kort prostituie, dan vra hulle actual prostituie. Byvoorbeeld. Maar wat hulle hier gedoen het is, hulle het 'n actual drug addict gevra. Soos 'n real McCoy fucking crazy drug addict. En dit was 'n scene met 'n underage meisie. En toe het dinge bietjie uitgespin. Dit het nie 'n fliek gemaak nie, maar dit het opset bietjie uitgevolk van die man het actually begin soos dit was soos weird sexy ding waar hy bietjie sexual harass, maar toe het hy actually begin, ek weet nie wat gebeur, ek dink hy het soos gemasturbate of iets, maar soos actually soos dit dinge het soos actually geweer toe kak sit het gebeur, en toe vind hulle uit die girl involved met daai hele ding was ook underage, en hulle het dit soos, of die een broer het dit half stilgehou. So hierdie is alles alleged. Hierdie is soos allegedly, soos julle kan bietjie daar gaan lees, allegedly. One Gaan massive lees. allegedly. Maar dis so allegedly dat die een broer gesê het hy gaan nie meer met sy broer werk nie.
Soos toe die een broer uitvind daarvan, was hy soos nie, hy Not gaan nie. so allegedly. Wel, dis wat almal gesê het, okay, smoking gun, dit moes gebeur het, want hoekom sal die een broer wees, soos ek, like, they're estranged now, en hulle was soos letterlik 'n pair. So, ja, crazy shit. En daai ou was sulke erge drug addict, dat hy doodgegaan het van 'n overdose soos 3 jaar later. Soos onlangs, het hy, so dit was soos, hulle gebruik, ja, fucking crazy, die Safdies is baie, daar's interesting stories there, as jy 'n bietjie wil gaan check. Ek dink net om saam te vat van wat ons nou al gesê het. Ja, Ek sal voorstel, kyk, Spider-Man bring Ja, kom ons gaan terug daartoe. Once. Gaan geniet dit. En dan op die oomblik, wel ons het nou net, we touched on those movies, Mari Supreme, as jy het nog nie gekyk het nie, Ja. is fun watch. Kyk the drama, dit was ook goed geweest, dit is net soos, nie cringy nie, net soos jy kan nie, cringy, maar op soos 'n baie uncomfortable manier, maar dit is moeë goed. Ja. Ek het dit geniet, want dit is so whack, en dis een van die movies wat jy verbally, die constant commentary, soos, Ja. what the fuck, nee, maar fuck hierdie persoon eintlik. Ek So sal, dit die drama is een van daai flieks waar soos die tagline is letterlik, ek gaan dit nie eens noem nie, ek dink is die moeite werd om te gaan kyk, want ja, dis 'n cool fliek vir my, want die premise is so basic, maar dis so clever, daai ding van, wat sal jy doen as jy uitvind dat. En dit is so easy, maar dit is so like, is sulke cool idees, soos, okay, then it just goes from there. En dit gebeur in die begin van die fliek. Spiral net. Ja, en dan sê jy soos, okay. Ek weet nie, ek hou van sulke stuff, wat net sulke basic, goeie plot point is, wat net soos alles veroorsaak. Net terug op die Spider-Man, verseker worth a watch. Jy sien weer 'n bietjie uit vir Hulk, net weer, en dit was eintlik lekker geweest. Wat dink jy van die hele Hulk ding? So is jy bly dat hulle net weer... Ek dink dat hy weer 'n bietjie terug is. Ja, hulle backtrack om 'n Force of bietjie. Nature Hulk. Ja. Force of Nature, ja. Iets wat my bietjie pla van die fliek is, hierdie is mos in die future. Hierdie is nie soos 2026 nie. Hierdie is soos like 'n paar jaar in die future, dink ek. Hulle het 'n hele montage waar hulle wys hoe die al sy chommies en almal gaan nou skool toe en stuff, en hulle doen MIT en fucking, jy weet, kry grade en stuff. Dis so 4 jaar later, want hulle is in finale jaar. Exactly. En hulle begin al werke doen en stuff. So, daar baie tyd, wanneer was No Way Home? Dit was soos 'n hele paar jaar terug. Wel, dalk. Wag, is ek dalk verkeerd? Dalk is dit voor, present soos 2030. Kan wees. Dit, ja, I don't know. Ek, want dit het gevoel of het bietjie in die future is, want soos, since when het Hulk, soos die Prohibitor ding? Ja, dis 'n nuwe ding, en ek dink ook nie dis onregverdig dat hy net normaal is, en ek dink hulle het dit net ingebring vir story purposes. Ja, en maar dit sluit by als in. Ja, maar dan, ek hoop hulle touch dit meer, want laas ons Hulk gesien het, was hy soos, hy het 'n goeie verhouding met the Hulk gehad. Bruce Banner en Hulk was een ding. James, daai inhibitor technology gaan moontlik aansluit by X-Men. Nee, het gaan. Hoe hulle ingeperk word. So exactly. Ja. Maar my ding was net, ek het gewonder, soos, hoe gaan hulle, dit is net vir my weird dat hulle die Hulk involve het met dit. Dit was net vir my odd, want daar was nie, dis 'n jump, want ons het, daar's geen evidence dat die Hulk nie meer soos sy powers kon hanteer nie, you know. So hulle implies soos, daar het iets gebeur wat veroorsaak het dat hy... En hy het onder beheer gekry. Want hy, nee, hy was 100%, hy was fucking Professor Hulk. Ja. Which, I don't know, so dis kom ek voel, daar moet 'n gap wees, hulle moet bietjie goed voel, of die MCU is net bietjie fucked up, en hulle doen net wat ook al, want jy weet, na fucking al die fuck-ups. Ja, well, which I don't like. Ek dink jou average viewer gaan nie sulke vrae vra nie, so. Ja, ek weet nie, ek sou dit net geniet as hulle bietjie meer soos oplossings het. Want byvoorbeeld, jy het nou dit genoem, die inhibitor vir X-Men. Soos hulle dit nou al, dit was nou 'n duidelike, like, okay, cool, hierdie gaan nou, want die inhibitor is 'n ding in soos die comics en stuff, en dis 'n groot deel van die hele mutant ding, van party mutants word suppressed, want hulle kry skaamoor daaroor, maar ander wil dit embrace, en
jy weet, 'n veroorsaak soos factions, dis in die mutants ook, maar dit was nogals interesting vir my dat hulle Spider-Man as soos die creator daarvan gemaak het. Want dis nie so, ek dink hy is so in die comics nie, maar soos hulle het Ja, ek hom dink die nie vader daai- van dit gemaak. Wat dink jy van Jean Grey? Sy sink was goed geweest. Obviously gaan hulle die Phoenix, ek dink sy gaan die next Avengers Threat wees. Calamity dalk wees. Ek dink saam met gaan eers- Doomsday of Ek iets dink dit soos gaan eers later wees, soos baie later. Want hulle Ja, het na Secret Wars. Ja. Ek dink hulle het daar nou nogals wat my interesting was, wat bietjie 'n weird take was, is hulle het daar Jean Grey begin nogals as ek dink as jy geïntroduce word aan Jean Grey meeste van die comics is sy 'n klas soos deel van die X-Men. Sy is een van die ouer mense van die X-Men dat sy Sy het nie regtig haar backstory. ja, jy weet nie dat sy soos half sy het nooit noodwendig soos 'n bad tyd gehad voor die Dark Phoenix stuff nie. Sy was nooit soos 'n bad guy of want in hierdie fliek like ja, sure, daar kan niemand spesifiek dood nie, maar sy doen nogals rowwe shit, Ja, heinous shit, wat dalk Ek wil nie regtig raak daar nie, maar ag ons daar spoil is maar. nogal baie mense wat daar's mense wat soos gesê het, dit voel net asof dis 'n classic Mary Sue, sy's nou powerful, cool en dan is daar nie consequences regtig nie. Ja, dit Sy doen. kom nou net weg. Sy is net ewe gaan sy nou verander? Het hierdie jaar verander? Will she change her ways? Jy weet, sy's nie 'n ander mens nie. Ja. Sy's nou net gered gewees. So Maar ek voel ook die een issue wat ek met die fliek het is die hele Aunt May flashback ding wat hoe kan ek sal ek het ek het die hele tyd vir Courtney gesê, Martha. ja presies, dit was die Martha oomblik van nee, ek verstaan nou ek moet nie sleg wees nie of ek moet nie hierdie doen nie of wat ook al. Biggie one-dimensional geskryf. Very one-dimensional en die ander ding is soos plot holes soos sy sien nou sy kop en soos jy het jou liefde vir jou fucking tannie gehad en jou tannie was so nice met jou en jy weet die goed wat sy tannie vir Peter wat die gesprek wat hulle gehad het is baie applicable to her life. I get that. Maar dan het sy ook in soos The Punisher se brein gegaan en dan maak hulle jokes soos you've seen some messed up shit. Maar soos The Punisher se backstory is een van soos die rofste backstories van fucking Marvel. So dis Met sy soos vrou, met sy hele familie wat vermoor word. exactly, so dis soos daai ding van hoe het dit jou nie geraak nie? hoe het jy nie dit gesien gedink soos ja, dalk moet ek nie soos I weet daar's 'n bietjie plot holes soos dit, maar whatever, I enjoyed it. Ek het dit aanvaar want ek hou van die X-Men. Die X-Men is een van my favorite like Marvel properties. Ek dink wat hulle gaan doen is hierdie is Jean Grey, sy op die bus is nou jy weet, sy het nou weggekom, great. Ek dink nou gaan dit set-up wees vir sy gaan nou vir Charles, vir Professor X kry en van daar af gaan dit soos Maar dit kan wees begin. na daardie groot calamity of daai ding wat gebeur het, jy weet nou sense al, maar dis net vreemd dat iets soos mutants al bestaan in hierdie universe en ons het nog nie gehoor van dit nie. So ek dink nie hulle gaan 'n traditional approach wat nie. Ek dink Secret Wars, dit gaan 'n paar mense intrek. Jy weet want basies die X-Men is non-existent in hierdie Ja. universe en jy weet wat hoekom is hulle nog nie genoem tot nou toe nie. ja, ek dink daar was so, dis 'n een moeilike ding. reference. Daar was een reference in Miss Marvel, either haar series of the Marvels shitty flick, terrible flick. Maar daar is 'n reference waar hulle soos praat oor mutants. Waar hulle sê daar's iets in die DNA, daar's mutants, whatever. Ja, meta-humans, dis Ja. wat hulle noem. Nee, Meta-humans. soos hulle het so spesifiek soos 'n mutant tipe ding. Soos hulle het soos die X-Men theme gesê. Hulle het dit was soos 'n specific reference na dit, maar dit was soos daai classic like wat noem jy dit einde van die fliek. Wat noem jy daai kak, die end credit kak. Yes. Ja. Okay. Ja, enigiets anders? Ek dink dis dit van ons Nee. af. Ja. Nee, Ja, nou, hopelik was ons bietjie meer enjoyable, jy weet. Ons kan Mense kon ons 'n bietjie ernstig meer geniet. praat. Mense like dit, man.
sê vir Courtney, ons is nie net ons het Odyssey is 'n layers. ernstige movie en ons moes fucking ja. ons moes ons cinephile flippin wikkies opsit. Exactly. En baie keer is mense fucking hangover, bro. Baie keer voel jy nie lekker nie, Baie keer want het jy jy moet babbelaars. werk. Baie keer het jy babbelaars en jy moet 'n bietjie werk. En is dit nie iets Maar wat weet ons jy wat almal maak dit saam doen? makliker? Weet jy Ja. wat maak dit makliker, JP? Hierdie sponsor. Don't love your job. Oh, Job your true. love. True. En op daai noot gaan ons baie sê. Ja, Baie tyd. dankie vir hierdie episode. Ek sê nou vir jou baie dankie vir hierdie episode van Mense met Ja, Opinies aanrig. Nee, ons hoop julle het dit geniet. Ja, is lekker. Ons wys bietjie hoe ons goed wil structure. Let's see if we keep doing that. Maar ja, ek hoop julle het dit geniet. Los 'n comment, subscribe, ring that bell. Fuck ja, ek het die ring that bell onthou. En ja, asseblief follow ons social media goedjies. Ek dink ek het gesê ons het TikTok, maar ek lieg. Ek dink die TikTok is daar, maar ek het nog niks daar gepost nie. So follow ons Instagram, fuck die TikTok is fine. Gaan follow ons Instagram, asseblief subscribe, laat ons sien wie luister en wat. En ek het nou onlangs ook iets uitgevind. Julle kan ons follow op die social media goed. Of nie social media nie, op die podcast apps. So jy sien, jy kan ons follow op podcast apps, dit help. En jy kan ons 'n review gee. Jy kan ons rate op Apple en op Spotify. So asseblief doen. Los 'n 5 ster. Don't judge us by the first 2 episodes. Ja. nou. Hierdie een is goed. Kyk die vorige episodes van ons wat soos 5 jaar jonger is. Fokke ja. Gaan check dit uit, gaan los 'n review. Ons waardeer dit. Ja, en dankie vir die ondersteuning. Dankie vir die ondersteuning. Hoplik kon ons julle so 'n bietjie laat gegil met daai fucking video's. Ja, daai fucking wat ek gaan helfte van dink jy ons kan kak wys op hierdie op hierdie video Nee, ek op dink ons kan. YouTube. Ek dink ons kan. Dis slapkak daai. O, slapkak, dis waar. Dis aanvaarbaar. Fluid, ja. Okay, nee, dis fine. Ja. Dit kan nie enigiets wees. Dit was sap. Vincent, ag nee man. Dit was chocolate milkshake, we good. Maar wait, dankie julle. Julle moet 'n lekker dag hê. Veilig ry. Stuur groete vir jou ouers. Of jou ma. Bye.